Goeiedag, vandag kyk ons na die rasionale nulpuntstelling en ons bekyk dit aan die hand van 'n voorbeeld. Ek het 'n voorbeeld hier wat sê x tot die derde minus 3x plus 2 en kom ons sê dis die funksie px. Nou, nulpunte is niks anderste as x-waardes wat hierdie ding 0 maak nie. Ok, maar die vraag is watter nulpunte gaan hierdie ding 0 maak? Jy kan dit ook so sien, nulpunte is ook daai punte op die grafiek wat jy weet op die x-as lê van die grafiek. Goed, maar nou wat gaan hierdie nulpunte van hierdie ding wees? Nou daar's 'n vinnige manier om dit te bepaal en dit noem ons die rasionale nulpuntstelling. Nou wat die rasionale nulpuntstelling betref is dat jy vat hierdie waarde se faktore. Okay, so 2 se faktore, dis nou alles wat daaraan kan deel is plus minus 1 en plus minus 2. Okay, dis alles faktore van 2. Dan kyk, vat jy die faktore van hierdie ding aan die voorkant en die voorkant se getal is 1 want jy sien mos nie daar 1 nie, so sy faktore is plus minus 1. Okay, so nou wat ons dan doen is ons moet dit nou skryf in hierdie vorm p oor q waar p hierdie ene is, die 2 se faktore en dan die 1, die q is die 1 en is die ding hier voor die x tot die derde. Ok, so kom ons kyk, so kom ons kyk nou na voorbeelde, wat gaan ons nou kan doen? So ons kan nou plus minus 1, dan is die op, plus minus 1, want dit is mos nou die q. Jy sien hierdie plus minus 1 gaan daar, en daai plus minus 1 gaan daar. Of ons kan sê dit is plus minus 2, wat nou daar en daar is, oor plus minus 1, wat nou daar en daar is. Ok, so hierdie is al die moontlike, of 0, hier is nou getalle die getalle wat jy hier gaan kry, gee nou vir jou al die moontlike nulpunte. So hier is nou plus minus 1, soos, kom ons sê is plus 1 gedeel deur plus 1 is 1, en nou het jy plus 1 gedeel deur minus 1 is minus 1, dan het jy minus 1 gedeel deur plus 1 is minus 1, en dan minus gedeel deur minus is plus. So daai twee, plus 1 en minus 1, gee vir jou die antwoord van daai. Nou het jy plus minus 2 oor plus minus 1, so ons kyk eers na plus 2, so plus 2 gedeel deur plus 1 is net 2, en dan het jy plus 2 gedeel deur minus 1 is minus 2, en as dit minus 2 gedeel deur plus 1 is minus 2, wat ons al reeds het, en dan het jy minus 2 gedeel deur minus 1 is plus 2. So uit hierdie 4 waardes nou, gaan ons die nulpunte van daai kan bepaal. Nie almal gaan noodwendig nulpunte wees nie, maar een van hulle gaan. Dit is wat die rasionale nulpuntstelling beteken. So kom ons vervang 1 daarin. P1 ons in die x-waarde vervang ons 1 in, en dan sien ons dat hier is 1 minus 3 plus 2 en hy gee vir jou 0. So ons weet die 1 nulpunt gaan 1 wees. En kom ons kyk na minus 1. Nou minus 1, 3, minus 1 plus 2 gee vir jou minus 1, want hy is 'n ongelyke eksponent. So 'n ongelyke eksponent veroorsaak dat daai minus nog steeds 'n minus bly. As dit 'n ewe getal, soos dit 'n ewe eksponent was, soos 'n 2, 4, 6, 8, dan gaan daai minus 'n plus geword het. Nou minus maal met 'n minus hierso is plus 3, plus 2. Hierdie ongelukkig gaan dan vir jou 4 gee. So hy's nie 0 nie, hy gee nie 0 nie. X-waarde minus 1 gee nie vir jou 0 nie, so hierdie is nie 'n nulpunt nie. Okay? Dan kyk jy na die volgende x-waarde wat dan 2 is. En jy vervang dan 2 in, 2 tot die derde minus 3, 2 plus 2. So dan is dan 8 minus 6 plus 2. Hierdie gee ook nie vir jou 'n nulpunt nie, want hierdie waarde is 4. Okay? Kom ons vervang die laaste ene in, minus 2. Dan het jy minus 2 tot die derde, minus 3, minus 2 plus 2.
So dan het jy minus 8 plus 6 plus 2 en dit gee vir jou 0. So, x is gelyk aan 1 of x is gelyk aan minus 2. So hierdie is ten minste 2 nulpunte wat ons gekry het deur gebruik te maak van die rasionale nulpuntstelling.